Amen. Amen, liewe luisteraar. Ons kyk weer na die wonderlike liefde van God, die groot liefde waarmee hy ons lief gehad het. Selfs toe ons dood was in sonde. So, ons kyk bietjie na dit wat ons die nodigste op aarde het, is na 'n realiteit wat ons kan opbou, 'n realiteit wat ons kan krag gee, 'n realiteit wat werklik is, iemand wat nie vir jou vra wat het jy nodig nie, maar wat vir jou gee wat jy nodig het. Dit is so wonderlik as 'n mens begin uitvind hoe betrokke God by die mens wil wees en is van die begin af, omdat die mens vir hom 'n geweldige waarde het. As jy kyk na die prys wat hy betaal het vir die mens, dan kan jy eintlik sien hoe hy die mens evalueer. So belangrik dat ons God reg sal evalueer, dat hy die skepper van hemel en aarde is, en dat hy belangstel in ons. Maar as ons sien hoe dat hy belangstel in ons, en wat se waarde hy in ons sien, dan kom daar 'n liefdesverhouding, wat absoluut maak, dat jy met die grootste probleme na hom toe sal vlug, en nie na enige iemand anders, of iets anders sal gryp, as na die groot liefde van hierdie groot God nie. So, luister net 'n bietjie na Efesiërs 2, heel basies nou van die evangelie. Hy sê, en julle het hy lewend gemaak, wat dood was deur die misdade en die sondes. Dood deur misdade en sondes, het hy ons kom lewend maak. Nie gevra of wil jy lewend word nie, of gevra wat het jy nodig nie. Hy evalueer jou en kom maak jou lewendig. En dit is hierdie intense belangstelling van God wat ons moet ontdek in elkeen van ons lewens, dat hy wil so betrokke by jou wees. Hy wil jou hê jy moet hom ken, en soos ons reeds in 'n ander leringe gekyk het, hoe dat hy intens by jou belangstel, hoe dat hy jou as 'n tempel sien, 'n akkommodasie vir homself, en dan sien jy hoe hoog evalueer hy jou, en hoeveel te meer moet ons nie na die realiteit kyk, van hoe groot hierdie God is, wat nou in ons belangstel nie. En jy kan al die tyd na God toe gaan, omdat jy weet, hy stel belang in jou. Maar jy moet eers ontdek, luister nou weer na die eerste versie van Efesiërs 2. Hy sê, en julle het hy lewend gemaak, wat dood was deur die misdade en die sondes. Hy het nie by jou gevra, wil jy lewendig word, wil jy jou sonde bring nie. Nee, hy het eers voorsien, veral in al jou behoeftes, voordat hy jou begin trek met koorde van liefde. Dit is so belangrik, dat ons besef, dat hierdie liefde van die God is so groot, dat hy kyk vooruit, hy kan die toekoms sien, hy kan die hele toekoms evalueer, en soos die probleme en uitdagings na ons toe kom, in die toekoms, voorsien hy reeds vooraf. Is daarom wat hy kan sê, bring al julle bekommernisse na my toe, want ek sorg vir julle. Skryf hy in die 2de vers. Hy sê, waar julle tevore in gewandel het, volgens die loop van hierdie wêreld, of so wêreld, so belang gestel in die wêreld, in die dinge van die wêreld, dat ons absoluut vergeet het dat daar 'n skepper van hemel en aarde is. Absoluut nie belangstel in sy belangstelling in ons nie, maar
dit is iets wat ons nie moet verloor nie. Dit is iets wat by ons baie pertinent moet lewendig word, soos hy ons kom lewend maak het. Moet ons laat hy vir ons weer lewend word. Laat ons absoluut sien wie hy is, dat hy die groot skepper van die univers, dinge wat ons nie eers van gehoor of gesien of van weet nie, die het hy voorberei vir ons. Nie dinge wat eendag sal gebeur nie, maar dinge wat wat hy reeds voorberei het vir ons, sodat ons gelukkig kan wees. Maar dis alles keuses, as ons hom nie ken nie. Hoe verwag ons dat sy groot realiteite moet vir ons 'n werklikheid word? Want ons mag net deur die geloof lewe. Ons mag net trek uit die rykdomme van God. Dit waarmee hy ons verryk het, mag ons net trek deur geloof. Maar ons moet weet, in diepte stel hy belang in elkeen van ons. Hy het ons geken voordat ons gevorm was in die moederskoot. Psalm 139 vers 16. Al ons dae was in sy boeke geskryf, voor daar nog een van hulle was. Kan jy dink hoe intiem belangstel God by jou? Want hy het jou geken voor die grondlegging van die aarde, lange jare, duisende jare voor jy gebore en ter sprake gekom het, was hy reeds diep, intens, in 'n intense kennis van jou, en het hy reeds vir jou al die rykdomme bepaal, sodat jy gelukkig kan wees in hom. Gaan ons verder, hy sê in die 3de vers, hy sê onder wie ons almal ook vroeër gewandel het, in die begeerlikhede van die vlees, sien die hele realiteit, is dat daar's altyd 2 realiteite in die skrifte. Daar's liefde en daar's haat. Daar's geluk en daar's ongeluk. Daar's geloof en ongeloof. En ons sien dat daar's 'n belangstelling waar jy kan hê in die wêreld, of 'n belangstelling in die geestelike riekelm, die natuurlike riekelm of die geestelike riekelm. Daar altyd 'n keuse wat jy het. En as ons nie op die plek kom waar ons begin besef dat ons is geestelike wesens en ons beter in die geestelike belangstel en nie in die natuurlike nie, sal ons nooit tot die volheid kom nie, want hierdie woord is gees en lewe, en die volheid van die Heilige Gees werklikheid en die entoesiasme waarin ons kan beweeg in die Heilige Gees, is in hierdie woord. Hierdie woord is gees en lewe, en God is gees, en hy deur hierdie woord ons kom bekragtig in elke opsig, het hy vir ons kom voorsien. Maar ons moet wandel in sy voorsiening en nie in dit wat die wêreld vir ons bied nie. As ek dink in my eie lewe, hoe baie tyd ek gemors het in die wêreldse stelsel. Baie sukses gehad, baie voorspoed gehad, maar wat beteken dit? Dis alles stoffelike dinge, en terwyl daar groot heerlikhede in die ewigheid is, waar jou toekoms in lê. Jou toekoms is nie op hierdie aarde nie. Kortstondig, maar daar wag 'n ewigheid vir ons. En as ons nie daarin belê nie, dan sien ons dat ons het weggedryf van hierdie groot liefde waarmee hierdie groot God
ons beheen het. Luister na die 3de vers. Hy sê, onder wie ons almal vroeër gewandel het, in die begeerlikhede van ons vlees, toe ons die wil van die vlees en van die sinne gedoen het, en ons was van nature kinders van die toorn, net soos ook al die ander. Kinders van die toorn, as jy in die natuurlike belang stel, kinders van die toorn, ou moet op die plek kom, waar die natuurlike vir jou net 'n stepping stone sal wees, soos die Engelse sê, na die volle heerlikheid, waar jy die natuurlike gebruik om die geestelike te versterk en in die geestelike te belê. Anders belê jy in die stoffelike en die stoffelike sal hier agterbly. Jy sal verarmd in die ewigheid ingaan. So dit is so belangrik dat ons vir ons skatte bymekaar maak in die groot ryk waarheen ons op pad is. Elke mens, daar's nie 'n mens wat nie aan die einde van hierdie natuurlike riekalm sal kom nie. En wat dan? Het jy 'n rykdom of is jou rykdom alles in die stoffelike? Hy sê, maar God wat ryk was in barmhartigheid, het ons deur sy groote liefde, waarmee hy ons lief gehad het, ook toe ons dood was deur die misdade. Toe jy self na jouself gekyk het en gedink het, ek is niks werd nie, ek het 'n mislukking gemaak, toe evalueer hierdie groot God jou nog so, en uit daardie groot liefde, dat hy jou nie wil verloor nie, dat hy nie bereid is om vir een oomblik sonder jou te wees nie, en hy versterk ons deur sy woord, deur die kennis van die woord, deur die rykdom wat hy beskryf in die woord, versterk hy ons in elke opsig, sodat ons kan weet, dat hy waarlik in ons belang stel. Luister weer, hy sê, maar God wat ryk is in barmhartigheid, het ons deur sy groote liefde, waarmee hy ons lief gehad het, ook toe ons dood was deur die misdade, het hy ons lewend gemaak saam met Christus, uit genade is julle gered. Hy het dit vir elke mens gedoen. As jy net dink aan Romeine 6, vers 6. Hy sê, aangesien ons dit weet, dat ons ou mens saam gekruisig is. Christus was nie vir homself gekruisig nie. Hy was gekruisig ter wille van die hele skepping se mense. Elke mens was ingesluit in Christus toe hy sterf. En hy sterf vir die sonde van die mens, vir elke mens, dat ons ou mens saam met hom gekruisig is, sodat die liggaam van die sonde tot niet gemaak sou word. Kan jy dink, daardie liggaam van sonde, wat ter helle verdoem was, en verdoem is, die het hy gered en gereinig aan die kruis van Golgotha, sonder jou belangstelling, het hy dit gedoen, maar dit word net 'n gawe van God, en deur geloof moet jy die gawes van God, alle dinge wat God ooit vir jou beskore het, is net gawes van God, en hy het dit vir jou geskenk, of jy dit gaan aanvaar of verwerp, is jou eie saak. So dit is so belangrik, dat ons sal inkyk in die skrifte, en begin verstaan, hoe lief hierdie, en hoe hierdie groot God, sy intense belangstelling in ons is. Julle wat dood was, het hy lewend gemaak. Kan jy dink, hoe belangstel hy in die mens? Hy het ons nie nodig gehad, op geen manier nie, maar daar's die intense realiteite wat hy in elke mens geïnvesteer het, die rykdomme van sy kennis en sy
heerlikheid, wat hy in elke mens geïnvesteer het, wat maak dat hy 'n hoë agting vir elke mens het. Hy sê ook toe ons dood was deur die misdade, het hy ons lewend gemaak saam met Christus. Uit genade is julle gered en saam opgewek en saam laat sit in die hemele in Christus Jesus. Akkommodasie wat ons verkry het om in Christus te wees. Jou eie keuse. Efesiërs 3 vers 17 en 18. Hy sê sodat Christus deur die geloof in julle harte kan woon. Jy sien dis alles deur geloof. As jy nie tot daardie keuse kom om God jou belangstelling te maak, soos hy in jou belangstel, as jy nie in hom belangstel nie, dan is daar geen toekoms vir jou nie. Dit is absolute keuse wat ons het. Luister net wat sê hy, sodat Christus deur die geloof in julle harte kan woon, julle wat in liefde gewortel en gegrond is. Nie net wil hy belangstel in jou nie, hy wil in jou kom woon deur sy gees. En dan begin jy besef hoe groot die gees van God werklik is, hoe enorm God wat gees is, werklik is, dat ons praat soms so ligtelik van die gees van God en hoe die gees van God teenwoordig of nie teenwoordig is nie. Hy is altyd teenwoordig in elke mens, maak nie saak of jy die grootste sondaar is of nie. Hy trek jou met koorde van liefde en sy liefde soek daardie akkommodasie in jou. As jy wil toelaat om hom in jou te laat woon, kan jy dink watter sekerheid die mens het, as jy weet dat groter is hy wat in jou woon, as hy wat in die wêreld is. Daar is niemand wat met hom kan vergelyk nie, en hy word die kragtige realiteit, wat jou dag vir dag gaan lei, deur die moeilikste omstandighede. Paulus was eintlik 'n demonstrasie van die liefde van God. As jy dink hy kon vir jare in die tronk sit, dan bemoedig hy die ouens daar buite. Hy verloor nie moed nie, want sy hele gemoedstoestand is in die gees, in God, en weet dat God is vir hom en nie teen hom nie. En hy vertrou so absoluut in die gees, dat hy die mense daar buite, wat met die natuurlike behep is, dat hy vir hulle sê, broeders, staan nou in die vryheid waarmee Christus julle vrygemaak het. Galasiërs 5 vers 1. Staan in daardie vryheid waarmee Christus julle vrygemaak het. Moenie so belangstel in die wêreldse dinge nie. En hy sit in die tronk. Hy kry nie bemoediging nie, maar hy bemoedig die ouens buite. Hy sit nou al jare in die tronk en dit is 'n ongure situasie en hy behou daardie groot liefde. Hy bedink net daardie groot liefde. Hy laat toe dat daardie groot liefde in sy hart kom woon, in sy hart akkommodasie kan vind. Die gees van God in hom 'n werklikheid word. Is so pateties as jy dink. Ouens praat in tale en baljaar rond en dink nooit daaraan dat die werklikheid van die Heilige Gees is. Hy woon binne in jou. Hy is jou sterkte, hy is jou krag. Dit is God. God is die Heilige Gees. En God het in Christus vlees geword. Die vleeslike Jesus Christus was God gewees. Hy is een enkele God wat gekom het om absoluut in u en my te woon en absoluut vir ons te kom versterk en ons kon bystaan deur alle omstandighede. Maak nie saak wat die omstandigheid is nie. Dat ons altyd kan sterk wees. Dat ons altyd kan ryk wees. Op jou swakste kan sê,
ek is sterk. Op jou armste kan jy sê ek is ryk en verryk in elke opsig, omdat ek hierdie groot God in my lewe toegelaat het. Kan jy dink watter voorreg jy het, dat die skepper van die univers in jou as 'n stoffelike mensie wil kom bly en in jou gees weer opwek, dat jou gees een gees met hierdie groot God word, dat jy geen ander belangstelling sal hê as net hierdie groot God, en dat daardie gees jou lewe word nie. Hy is jou lewe en hy is die rykdom wat jy ontvang het. So hy sê dat Christus deur die geloof in ons harte kan woon. Julle wat in liefde gewortel en gegrond is, nooit weer enige ander idee van God sal hê, is net dat hy is die volheid van liefde wat in jou belangstel, wat jou kom lewend maak het, wat jou kom vergewe het. As jy net dink daaraan, dat terwyl jy dood was, het hy jou kom lewend maak. Terwyl jy die grootste sondaar was, het hy jou sonde kom wegneem. En dan kry jy nog die ouens wat elke dag wil sê, Here, en vergewe my. Ek sê nou die dag weer vir iemand, glo jy nie aan die kruis van Golgotha nie? Hoekom vra jy elke keer vergifnis? Glo jy nie dat dit 'n afgehandelde werk nie? En dit is wat elkeen van ons moet ontdek in elke opsig. Nie net in die vergifnis nie, maar in die verryking, in die kragtige bystand van hierdie groot God, dat hy al die tyd vir ons is en nie teen ons nie, dat hy gekom het om in sy volle heerlikheid ons te versterk en in ons te woon en kragtig deur sy liefde ons die groot heerlikheid kan toebedeel. Dit wat hy in liefde vir ons kom doen het, om sy liefde te bewys, dat ons daardie liefde sal ken. Luister, laaste versie, en die liefde van Christus te ken, wat kennis oortref, sodat jy vervul kan word tot al die volheid van God. Hy is bereid om in sy volheid in jou te kom woon, as jy daardie liefde toelaat om in jou te kom woon. Prys sy groot naam vir so 'n groot liefde wat ons deel geword het. Amen.